wat my hart voor kon vra. Mooier as my drome al te saam. As al die seisoene kom en gaan, sal u ewige liefde steeds bly staan. Meer as wat gedagtes kan verstaan, meer as wat emosies kan verdra. As al die seisoene kom en gaan, sal die ewige liefde steeds bly staan. Heilig, heilig, u is waardig, God almagtig, u liefde is binne my. Heilig, heilig, u is waardig, God almagtig, u liefde is binne my. Is my weg en is my waarheid, is die afdruk van volmaaktheid, is my loflied, is my lewe, u liefde is binne my. Is my weg en is my waarheid, is die afdruk van volmaaktheid, is my loflied, is my lewe, u liefde is binne my. Is die Alpha en Omega, daarom sing ons halleluja, van die koning, van die heelal, sy liefde is binne my. Heilig, heilig, u is
sinne ooit kan sê. Meer as wat my hande ooit wou hê. Al sou alle dinge wel vergaan, sal U ewige liefde steeds bly staan. Ek praat van 'n vreugde wat vasgevang word in die omstandighede van die wêreld, waar dit ons so druk dat ons voel daar's nie meer vir ons hoop nie. Nou Paulus skryf die volgende in 2 Korintiërs 4 vers 8 tot 10 en ek lees dit uit die boodskap. Hy sê, ek kry dikwels swaar, maar ek is nooit mismoedig nie. Ek weet nie elke dag presies wat ek moet doen nie, tog is ek nooit radeloos nie. Ek word vervolg, maar ek weet God los my nooit alleen nie. Ek word onderste bo geloop, maar ek staan elke keer weer op. Net soos Jesus gelei het toe hy op aarde was, lei ek ook. Die merktekens daarvan is oral aan my lyf te sien, ja. In my eie liggaam dra ek Christus se lyding en dood heeltyd met my saam. Tog is die groot krag van Jesus ook deur sy liggaam aan die werk. Nou Paulus kom en hy skryf en hy beskryf moeilike tye. Hy beskryf druktye. Hy beskryf hoe hy platgeslaan word en weer 'n keuse moet maak om op te staan. In plain Afrikaans kom en verduidelik hy wat ek en jy baie keer beleef. Druk, swaar kry, moeilikheid en meer probleme as wat ons baie keer weet hoe om te hanteer. Maar die belangrike ding wat ek en jy vanaand moet verstaan is vreugde en blydskap kan bestaan nog voor jou omstandighede verbeter. Jy sien, die realiteit is, ons behandel baie keer vreugde en blydskap soos 'n termometer, nê? As dit styg, volgens die temperatuur of volgens ons omstandighede, dan as hy hoog is, dan is ek gelukkig. Maar as die temperatuur val, dan verdwyn die vreugde ook. Ekskuus tog. Maar hier's die waarheid. As ek en jy na ons omstandighede kyk, voel dit asof vreugde ver is, omdat ons gebroke lyk. Maar ek wil hê ek en jy moet vanaand verstaan, Bybelse vreugde gaan nie daaroor om 'n foutlose uiterlike te hê nie, maar dit gaan eerder oor die onstuitbare kragbron wat aan ons harte gekoppel is. Met ander woorde, nêrens is ek en jy geroep om perfek te wees nie. Ek dank die Here dat ons nie perfek hoef te wees nie, want dan gaan baie min van ons dit maak. Ek dink as julle my vrou se telefoonnommer gehad het en haar gebel het en gevra het, is Jonathan so perfek soos hy lyk? Dan sy dalk 'n paar staaltjies hê om te vertel. Nee, maar die Here het my gekies, ongeag my gebrokenheid. So my vreugde, as ek dit so kan uitdruk, kan nie in die plastiek van die wêreld lê nie. 'n Nuwe kar, 'n nuwe werk, 'n nuwe omstandigheid, 'n nuwe huis, kan nie my vreugde beïnvloed nie. So ook, die feit dat ek nie 'n nuwe kar, of 'n nuwe huis, of 'n nuwe werk het nie, kan my ook nie maak dat ek in die damp sit nie. My vreugde is nie gekoppel aan 'n omstandigheid nie, maar aan 'n persoon. Paulus kom en hy sê, vreugde is nie die afwesigheid van moeilikheid nie. Soos ek nou gesê, dis in die teenwoordigheid van 'n persoon. Het jy al ooit naby 'n braaivleisvuur gestaan en gedink, vanaand gaan ons glad nie kan braai nie, want dis te warm? Wie van julle het al gebraai op daai vuur en dan verbrand jy jouself in 7 soorte kleure en geure? Is daar iemand? Ja, ons is haastig, ons is honger, vuur is nog nie reg nie. Hoe sê hulle, ons gaan nou braai en gooi ons nog 'n pakkie hout op? En teen 12 uur is almal kwaad, nou braai ons maar die vuur is nog te warm. Dink gou 'n bietjie aan Sadrag, Mesig en Abednego in die vuuroond. Was hulle in die vuuroond? Het die Here hulle uit die vuuroond uitgehaal? Het hy?
Preek saam met my asseblief julle. Nee, wat het hy gedoen? Hy was saam hulle in die vuurwind. Jy sien, baie keer hang ons geloof af. Ons het hierdie idee, die Here gaan my uit alles uitruk en daar gaan geen probleme of geen swaar kry of geen stormwinde kom nie. Wat maak ek en jy met Matteus 7 wat sê? Die huis is gebou en die storms het aangekom en teen daardie huis aangestorm. Maar hy het nie geval nie. Die storm het sy bes gedoen, maar hy het nie geval nie. Hoekom nie? Want sy fondasie was op die rots. So ek en jy is nie gevrywaar van storms nie. Maar dis hoe ek en jy deur die storm staande bly. Want daar's 'n sekere fondasie wat enige storm kan deurstaan. En vandag wil ek 'n bietjie daaroor met julle gesels. En ek wil net vinnig 5 kort puntjies met julle deel. God se teenwoordigheid en vreugde is nie gewortel in die wêreld nie, maar in hom. Nie in my prestasie en wat ek kan doen nie. Paulus skryf, en ek wil dit weer aanhaal, hy skryf, ek kry dikwels swaar, vers 8, maar ek is nooit mismoedig nie. Hoe maklik is dit vir die wêreld om ons te kry op 'n plek waar ons bedruk is? Waar ons voel asof ons niks kan bydra tot die lewe nie. Julle hoef nie julle hande op te steek nie, maar hoeveel van ons het al op 'n maandagooggend opgestaan en gedink, is dit al waaroor die lewe gaan? Nog 'n week. Selle ou selle. Maandag tot Vrydag sloof ek myself af, Saterdag by die huis, Sondag en hier kom Maandag weer. Is dit al waaroor die lewe gaan? Paulus verstaan hierdie. Maar hy sê, dit hoef nie altyd maklik te wees nie. Maar as ek die regte perspektief het oor waardeur ek deurgaan, dan verander my persepsie oor dit wat ek beleef. Dawid se anker, kyk gou 'n bietjie na koning Dawid. Sy omstandighede was alles behalwe perfek. Julle weet sy eie seun, sy persoonlike seun wou hom doodmaak. Ja, maar Dawid was 'n man na God se hart. Hy moes nog steeds wegkruip vir sy seun, sy eie seun. Is nie great nie. Was nie perfek nie, maar hy anker homself op die Here. Te midde van die storm, te midde van die vuurwind, is die Here saam met my in die vuurwind. En ek dink dit is vanaand die ding wat ek en jy kan wegvat. Te midde van ons donkerste oomblik is hy altyd saam met jou en my. Hy los ons nie alleen nie. Hy sit by jou en hy sê, dit gaan oukei wees. Ek is met jou. Ek verstaan nie, Here, hoe gaan dit oukei wees nie? Moenie worry nie. Ek is hier by jou. Jy weet amper soms daai plekke waar jy nie weet hoe om dit te verwoord nie, maar die Here weet. Jy sien die verskywing wat ek en jy moet maak, is om te verstaan dat blydskap begin wanneer ons ophou om ons sekuriteit aan veranderlike omstandighede vas te maak. En dit eerder te anker in die enigste onveranderlike, Jesus Christus. Weet, vanmiddag sit ek vinnig met my oudste seun. Ons het so 2-3 ure met hom gehad en ek vra toe vir hom, eintlik sy jonger broer Marco praat gou met hom oor beleggings en sulke tipe goed. Marco het eintlik 'n plan, hy wil in 'n woonstel gaan bly. Nou wil hy hoor wie om die tafel gaan die woonstel vir hom koop sodat daai persoon lekker dividende kan kry op eiendom en. En Dian sê die volgende woorde, hy sê 'n mens kan nooit goeie beleggings maak in eiendom nie. En ek sê vir hom, by wie sit jy? Want ek dink nie dis heeltemal die waarheid nie. Sy nee, maar hierdie fondse en daai indekse en 15% is Bitcoin en daai goed en ek sê dis great, jy moet diversifiseer, dis wonderlik. Maar wat ondersteun Bitcoin? Vra my net. Is daar iets wat hom finansier? Soos goud? Soos platinum? Ons niks nie. Hy sê elektroniese geldeenheid. As die rand val, dan val hy omdat die goud val. Maar die rand se waarde lê in goud. Jy kan nie aan Bitcoin vat nie, dis 'n elektroniese kommoditeit. So as hy val, ons hy weg. En ek praat toe met hom oor beleggings en ek sê jy moet beleggings hê, maar jy moet ook verstaan
Beleggings is ook gekoppel aan rand. Het julle geweet dat wanneer ek en jy ons salaris by die bank inbetaal, dan word ons van die bank 'n tipe van 'n belegger. Jy kry nie noodwendig daai weer terug. En as die bank môre toemaak, verloor jy jou geld. Jy kry 10 sent op die rand terug as jy gelukkig is. So nou verduidelik ek vir hom hierdie prentjie en ek sê vir hom, mense gaan altyd moet bly. So jy gaan altyd huis moet hê. En ek luister na hoe hy praat en hoe hy dink en ek sê op 'n stadium vir hom, Boeta, verstaan een ding. Die hele wêreld kan uitmekaar uitval. Daar's een ding wat nooit kan uitmekaar uitval nie en dis die Here. Alles is veranderlik, maar die Here is nooit nie. As ek en jy kies om ons oë te fokus op die geld van die wêreld en op al hierdie dinge wat die wêreld vir ons gee, dan kan dit gebeur dat die val baie groot kan wees, maar as ons sekuriteit en ons fondasie in die Here is, dan kan ek en jy vreugde beleef wat alle verstand te bowe gaan. C.S. Lewis het by geleentheid gesê, joy is the serious business of heaven. Hoop verander hoe ons moeilikheid beleef. Dink gou weer aan hierdie woorde van Paulus. Ek kry dikwels swaar, maar ek is nie mismoedig nie. Ek kry dikwels swaar, maar ek is nie mismoedig nie. Ek weet nie elke dag presies wat ek moet doen nie. Tog is ek nooit radeloos nie. Ek word vervolg, maar ek weet God los my nooit alleen nie. Nou ek het die voorreg om jong paartjies te kan trou. En ek put baie genot daaruit. Maar as ek by binnelandse sake moet gaan sit, dan raak ek mismoedig. Wie van julle hang gereeld in binnelandse sake uit? Ek sal ophou troues doen, net as gevolg van dit. Ek het vandag 'n navraag van mense wat ek in 2014 getrou het. Hulle het al die dokumentasie. Hulle is van 2014 af nog nooit geregistreer nie. Volgens binnelandse sake is hulle nog nie getroud nie. Net daai chaos. Dan voel ek of ek mismoedig kan word. Julle hoor, of jy kom by 'n situasie by jou werk en jy het niks verkeerd gedoen nie en jy word die fokus en die intensie van hierdie goed, dan voel jy of jy mismoedig kan word, dat jy nie 'n oplossing kan sien nie, maar Christus kom en hy sê, ek wil hê jy moet anders kyk, ek wil hê jy moet anders dink, ek wil hê jy moet na my kyk. Nou wil ek ook vanaand sê, dit is nie positive thinking nie. Dis nie wat ek sê nie. Nêrens sê Paulus, moet jy jou storm misken nie. Maar ek en jy, as ek dit so kan sê, ons embrace hierdie storm, anders as mense wat nie geloof het nie. Jy sien, mense wat nie Christus in hulle hoek het nie, laat toe dat hierdie storm hulle verwoes. Maar in Christus kan ek hierdie storm aanvat en deur die storm kom en aan die ander kant dalk 'n paar houe gevat het. Maar ek het 'n paar dinge geleer en ek kom beter aan die ander kant uit. Maar wat beteken dit dat my besigheid bankrot gespeel het, Jonathan? Ek het nie die antwoorde nie. Maar God was daar. Saam met jou. Jou nie alleen gelaat nie. Met jou. En wanneer ek dit vanaand sê, dan wil ek hê julle moet hoor. Almal van ons gaan deur storms gaan. Maar dis hoe ons daai storms gaan hanteer. En ek onthou, ek wil 'n storie uit my huis uit vertel. Toe my oudste seun 7 was, gaan ek op 'n pastoorsbeplanningsding vir die maandag tot die donderdag en die dinsdag bel Sunay my en sy sê, maar ek hoor somme, jy weet mos as die telefoon antwoord, jy weet somme, hier's probleme. Ek sê, wat gaan aan? Sy sê, nee, ek is op pad hospitaal toe, Dian het seer gekry. Ek sê, okay. Vertel my, maar nou hoor ek hom in die agterkant. Ry stadiger, maar hy skree, hy's amper hysteries met sy ma. Nou sê ek vir haar, haal net gou asem en ry stadiger. Sy sê, as ek stadiger ry, gaan ek die kar stol. Ek kan nie stadiger ry nie. Pad hospitaal toe, hy beleef pyn. Dit was hulle eerste billetjie, is nog billetjie rugby oefening, en hulle het letterlik, dit was die eerste oefening, hulle het die bal afgeskop, hy het die bal gevang, hy het die 3 gedruk, en sy maatjie wat ver gehardloop het gedink, ag ek is in elk geval hier, kom ek duik maar op hom.
En hy spring toe met sy knieë op sy bobeen en hy breek sy femur. Dit lyk soos 'n tou wat so gedraai is en so geskeur het. En hulle is op pad teater toe, ek sit in Nylstroom sonder 'n kar. Lang storie kort, jaag terug Pietersburg toe, kom daar, hy's in die teater. Ek hoor hoe hy uit die teater uitkom, hoe hy wakker word. Nou, party mense is vriendelik onder narkose, my kind se vark. Yes. Hy skree op haar arme verpleegster, die son kan haar nie skoon was nie. Lang storie kort, nou het hy 7 skroewe en 2 plate in daai been. Hy het, toe hy 4 was, ek het sulke videoetjies, ek gaan hom nog afpers met dit, waar hy op die bank gelê het met 'n bottel, 4, met lekker ys en liquifruit in. Dan kyk hy as hulle cricket speel, en hy het gesê as hy groot is, gaan hy cricket speel, 4 jaar oud. Nou kom ons by die dokter, en die dokter roep ons in, hy sê, het was 'n baie lelike breek, femur is een van die belangrikste bene in jou liggaam, sy groeiplaatjies gaan seer kry, hy gaan krippel wees. Nou stap ons daar uit, is ons in die middel van 'n storm, hoogs sportiewe kind, maak dit sy droom, sy lewe. Nou ons is ook nie onrealisties nie, want dis 'n persent in die wêreld wat deur sport 'n lewe kan maak, 'n persent. Gaan huis toe, nou voel hierdie kind sterk, my maat het hierdie plaat in sy been, deur sy been gegaan, ons doen nie fisio, en ek onthou nog die laaste billetjie wedstryd van die jaar, dis nou so paar maande later, ek onthou nog die week daarna moes hy weer ingaan vir hulle om die plaat uit te haal, en hy sê vir my, pa, kan ek nie 5 minute speel nie? Ek sê, nee Boeta, jy kan nie. En ons is op die dag by die laaste wedstryd, en hy kom weer, en hy sê, kan ek nie net 30 sekondes speel nie? Nou kyk ek, sy ma wil my doodmaak met haar oë, maar ek besef toe, in daai oomblik, as 'n perd jou afgooi, moet jy baie keer weer op die perd klim, is dit nie? Sodat jy nie vrees het nie. En ek sit hom toe op, regtig net vir 30 sekondes. Die een ouetjie het die bal gekry en hy het gehardloop met die bal, en soos hy aangehardloop kom, het Dian hom gaan haal en hy het hom daar teruggetackle, en toe sê ek vir hom, hy moet afkom. Ek besef toe, hy is nie bang nie. In elk geval, hy is deur die operasie, hulle haal die skroewe in die goed uit, en die dokter roep ons weer, en hy sê, die been is nou mooi gelyk, maar wanneer hy gaan groei, gaan sy been korter wees as die ander een. En ek in my onkunde, sê toe vir die dokter, en ek dink dit is maar net wat in my hart was, toe sê ek vir hom, dokter, ek waardeer verskriklik wat jy doen, en hoe jy hom geopereer, Dian het so lank so snymerk op sy been hierso, koliet gevorm ook, dis nie 'n mooi sny nie. Sê ek vir hom, dokter, ek waardeer wat jy gedoen het vir my kind, maar ek kan nie aanvaar wat jy sê nie. In hierdie storm, al wat ons kan doen is, ons kan vashou aan die Here. Nou my seun is vandag 6 voet, hy's baie langer as ek, en om hom aan die gang te hou, en ek sê dit nou ligtelik, maar ons het meer geld aan fisioterapie spandeer as wat my vrou kon dit 4 keer studeer het. Soveel geld het ons spandeer. Sodra hy groei, dan omdat die been so is, dan word die been word letterlik met so 'n stukkie, want sy heupe skuif. Dan staan sy heupe so, dan moet hy gaan en werk hom terug, en sy weer reg. In 6 maande se tyd, dan bou jy aan die bene, en jy werk aan die bene, jy werk aan die bete, in 6 maande se tyd, in die afseisoen, word die been, wat die operasie gehad het, 30% swakker as die ander een. So sit dit gou vir jou prakties, die een been gee 10 tree, en die ander een gee 7 tree. En heeltyd die uitspraak, hy gaan nie, kan nie. 'n storm, die kind wil, die kind gaan, hy droom, en die Here was goed vir hom, hy het in die skool al hierdie goeders gedoen, en hy het 'n klomp goed gekry, en toe dit begin lyk, of hy deur die storm is, alles is reg, kry 'n beers Pretoria toe, speel cricket by Pretoria, kry 'n afrigter, waarin hy en hy net nie oor die weg met mekaar kom nie. En op 'n stadium kom my seun na my toe, en hy sê vir my, pa, wat gaan ek doen as ek nie kan cricket speel nie? En ek sê vir hom, maar seun, hoekom sê jy dit nou? Hy sê, want dit lyk nie of dit gebeur nie.
Ek in my 4de jaar ouens wat ek al lankal verby moes wees, het al die geleenthede gekry en ek sê toe vir hom, glo jy dis wat jy moet doen? Hy sê, ja, maar ek sien nie die venster nie. Ek sê, want soms word 'n deur toegemaak, maar jy sien nie die venster nie. En ek sê toe vir hom, dan moet jy bid. Moet jy bid, seun? Ek weet nie wat om vir jou te sê nie. Intussen het hy 'n goeie graad gestudeer, so ons begin nou dink en kyk en uit die bloute uit, na almal klaar geleenthede gekry het, kom daai selfe afrigter na hom toe en sê, moenie gaan nie bly nog 'n jaar by my. En Dian sê vir hom, ek gaan nie bly nie. En hy sê, wel dan gaan ek deure toemaak vir jou. Sê Dian, my lewe is nie in jou hand nie. 'n Dag later bel Bloemfontein om uit die bloute uit. Ons kan net vir jou 'n high performance gee as jy bereid is om te kom. Daar's geen ander opsie nie en Dian gaan en die res is geskiedenis. My seun wat hulle gesê het, gaan nie, is 'n professionele sportman. Hy het die voorreg gehad om sy debuut vir die Proteas nou te maak in Nieu-Seeland, so hy's 'n Protea cricketspeler. Van iemand wat krippel sou gewees het, wat nooit sport sou kon doen nie, om dit nou vir 'n lewe te doen. Wat ek vir jou probeer sê is, soms laat ons toe dat die storm ons vasvat en ons rigting in die storm verloor. Op 'n stadium het my seun gevoel, ek weet nie waarheen ek gaan nie. Maar iewers in die storm was die Here met hom en hy hom uit die storm uit gelei. Jou storm, Kobus het dit vanmôre so mooi gesê, jou storm is 'n geleentheid vir die Here om jou pyn te gebruik vir sy heerlikheid. En in sport is daar dit's net verregaande die hoeveelheid geld wat daar is. En hulle kan op hulle kolf so 'n stiekertjie plak. En dan kan 'n besigheid daai spasie koop. Enigiets tussen 200 000 en 1 miljoen rand vir so 'n plakkertjie op 'n cricketkolf. En hy kom toe na my toe en hy sê vir my, pa, ek kan nou 'n stieker kry. Hy het gesê ek kan 'n stieker kry. Ken ek nie iemand nie. En ek sê vir hom, Boeta, het ons nie daaroor gepraat nie. Nou weet hy, ek en hy het gepraat. Wat het ek gesê? Ek sê, gaan dink en dan kom jy terug na my toe. En hy sê toe, ja, ons het gesê, nee. Ek sê, ja. Sê, okay, wat gaan ons doen? Lang storie kort, ek het na Jean toe gegaan en ek het vir hom gesê, kan ons Dok Sadeo se plakkertjie op sy kolf sit? Ja, dis great. Want wat glo ons in Dok Sadeo? Ons werk in die sfere van die samelewing. Sport is een van hulle. En Dian het daai stiekertjie wat die minimum bedrag is 200 000 op sy bed gesit vir 2 jaar, want hy gee terug aan dit wat die Here gedoen het. En nou kom hy in sfere en in plekke waar mense vir hom vra, wat se besigheid is hierdie? Dis nie 'n besigheid nie. Dis die heerlikheid van God. Toe hy nou in Pakistan was, het hulle vir hom 'n Koran gegee. En hy het hom gevat en ek lees dit saam met hom sodat hy volgende keer taal kan hê, want hulle weet hy's 'n Christen. So die storm van jou lewe word die meganisme wat die Here gebruik om sy koninkryk nie net in jou hart, maar in die mense om jou se harte vas te maak. Wanneer Dian nou op platforms is daar mense wat dink, hoe het hy daar uitgekom? Want hy kon nie. Dis God se wonderwerk. In jou lewe het God 'n wonderwerk gedoen. Moenie toelaat dat die storms van die lewe jou en my op die grond plat slaan nie. Paulus skryf oor hierdie druk. Hy sê, ek beleef geweldige druk. Ek is verward, ek is platgeslaan. Ek wil vanaand vir jou sê, as dit is hoe jy voel, ons is in goeie geselskap, want as Paulus dit beleef het, dan is dit okay as ek en jy dit beleef. Dis net hoe ons dit verwerk. Hoekom het hy nie gebreek onder hierdie gewig nie? Omdat dieselfde opstandingskrag wat Jesus opgewek het, in jou en my is. Daar's niks wat ek en jy nie kan doen nie. Glo julle dit? Daar's niks wat ek en jy nie kan doen nie. Jy kan selfs die Comrades gaan hardloop as jy regtig wil. Gaan vrek seer wees, maar jy gaan dit kan doen.
Want ons is wat ons glo ons is. En Paulus verstaan hierdie, want hy verstaan, hy is tot alles in staat deur Christus wat hom krag gee. Al gaan hy deur beproewinge, die Here is met hom, want Jesus moes deur die graf gaan. Hy moes deur die pyn gaan, hy het alles beleef, sodat hy sy opstandingskrag kan toon. Hoor wat sê Warren Wiersbe, hy sê, God never allows pain without a purpose. He doesn't create the pain, but He uses the pain. And He never leaves us in a dead end. In God's economy, every grave is a potential resurrection moment. En my vraag vanaand is, wanneer laas het ek en jy toegelaat dat sy krag die grafte in ons lewe oopmaak en opstanding verklaar? Wat is die goed wat ek en jy so weggebeer het, wat gedink het dis verby? Daai droom wat ek gehad het, is nou net verby. God het jou en my die kapasiteit gegee om daai drome na vore te roep. En vir my is dit nou so mooi. Nou die dag maak ons Dian se kamer skoon, ek weet nie of ek julle vertel het nie. Hy is daar by die huis en ek kry al hierdie chain supply en logistic handboeke van die universiteit. R2000 vir daai handboek, R400 en daar's 'n klomp en ek sê vir hom, "Boeta, ons moet hierdie pak sodat jy dit saam met jou kan vat na jou woonstel toe, want ek's nou moeg vir dit in my huis." En hy sê, "Pa, jy kan dit maar weggooi. Braaivleis maak met dit." Kyk ek hom so en sê ek vir hom, "Boeta, as jy klaar is met cricket, dan gaan jy in logistiek werk." En hy kyk my so en hy sê vir my, "Ek gaan nooit 'n dag in my lewe in chain supply of logistics werk nie. Nooit." En ek sê vir hom, "Wat gaan jy doen?" Hy sê, "As ek klaar met cricket is en ek is lus om iets te doen, dan word ek 'n kommentator, of ek word 'n afrigter, of ek sit op die bench en ek kyk cricket en ek drink 'n koeldrank, maar ek gaan nooit 'n dag in my lewe in logistiek werk nie." En ek wil nog iets sê en my vrou druk net met my so en sy sê, "Moenie nou iets sê nie." En ons gaan later kamer toe en sy sê, "Jy kan nie nou kwaad wees vir hom omdat hy sy geloof verklaar in dit wat hy glo nie." Nou moet ek vir my vrou sê, "Ek is jammer, ek hoor wat jy vir my sê, jy leer my ook 'n les vanaand." Ouens, waaroor praat ek en jy in ons lewens? Sien ons net die storm of sien ons God se voorsiening in die storm? Kan ek en jy sy waarheid verklaar? Want hier's die dinge, maar dit wil ek afsluit. Die laaste woord behoort nie aan die dokter nie, behoort nie aan jou baas nie, behoort nie aan mense in jou sfeer nie. Die laaste woord behoort aan God. Hy het die laaste sê oor jou lewe. Hy het die laaste sê oor hoe dinge moet uitwerk, nie die wêreld nie. Die tydelike aard van moeilikheid, ons huidige beproewinge, praat dalk baie hard. Ons sit dalk vanaand hier en ons weet nie hoe ons dinge gaan betaal nie. Ons weet nie hoe ons die mense by die werk in die oë gaan kyk nie. Hierdie verhouding wat ek in is, of verhoudings wat ek het, ek weet nie hoe om hulle te bestuur nie. Ek het tot aan die einde van myself gekom. Dit skree dalk mislukking, vrees of eensaamheid. As ek maar net iemand het. Ek wil vanaand vir jou sê, God se soewereine handtekening is in die boek van jou geteken. Hy skryf jou storie, nie die wêreld nie. Ek wil hê ons moet dit hoor vanaand. Die wêreld wil jou in 'n boks druk. Die wêreld wil vir jou sê hoe jy moet leef. God het 'n plan vir jou. Moenie toelaat dat hierdie storm jou verswelg nie. Jou omstandighede het net die gesag wat ek en jy dit gee. Want dit kan niks aan jou doen, tensy jy toelaat dat dit iets aan jou doen nie. Nathan kan daar sit en hy kan vir my sê, ek gaan jou opvoeter. Maar dis nie 'n realiteit tot hy my voeter nie, is dit nie? Maar wat doen ons? Ons procrastinate oor die feit dat hy my dalk gaan opvoeter. En ek pas my hele lewe aan
volgens die feit dat hy my dalk kan opvoeter. So wat gebeur? Ek vermy hom. Ek's nie meer in plekke waar hy is nie, ek kom nie meer kerk toe nie, ek sonder myself af, want sê nou maar net. Sê nou maar net. Sê nou maar net, ek kry die eerste hou in. Waarvoor het ek gevrees? God het reeds die slot geskryf deur die kruis en die leë graf wat ons vanaand gevier het. Ek wil vanaand die volgende sê: omdat hy die laaste woord het, is jou en my oorwinning en testament reeds geskryf. En wat bedoel ek daardeur? Beteken dit alles in die wêreld gaan perfek wees? Ek gaan alles hê wat ek wil hê, soos ek dit wil hê, wanneer? Dis nie noodwendig wat dit beteken nie. Maar wat dit wel beteken is, my vreugde en blydskap en volheid van lewe is nie in dit wat die wêreld gee nie, maar is in my verhouding met hom. En omdat my verhouding met hom reg is, beleef ek geluk in hom en nie net in dit wat die wêreld vir my kan gee nie. En in die woorde van 'n baie bekende Beatle het hy geskryf het die volgende geskryf en hy het gesê: everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end. God is met jou en my besig. In die middel van 'n storm, in die middel van 'n goeie tyd. Ek en jy kan weet, hy is met ons en hy sal ons nooit alleen laat nie. En ek wil jou nooi vir 'n oomblik saam met my net jou oë te sluit. En terwyl jy jou oë sluit, ek is nie bewus vanaand van jou omstandighede nie. Ek weet nie waardeur jy gaan nie. Dalk sit jy vanaand en dit gaan regtig goed met jou. Ek baie bly saam met jou. Maar dalk sit jy hier en jy beleef jy's in die middel van 'n storm. En die storm is krities want daar's besluite wat jy moet maak. Dit voel vir jou of jy veg en jy van alle kante af houe kry en jy sien net nie die kalmte in die storm nie. Dan wil ek vanaand vir jou vra om dalk net jou oë van die storm af te vat en die een raak te sien wat saam met jou in die storm staan. Want hy is saam met jou in die storm. En hy hou jou vas in die storm. Partykeer in die storm spartel ons so dat ons onsself van hom af onsself verstoot, maar my gebed vanaand is dat ek en jy in hom sal rus. En laat die storm maar sy bes gee. Laat die storm maar woed. In hom is rus en veiligheid. En Here, U ken vanaand elke hart. U ken elke omstandigheid. En Here, vanaand beleef van ons wat ons in die middel van 'n storm is, 'n onstuimigheid, en ons is nie seker waarheen om te gaan nie. Ons is radeloos, moedeloos, ons voel verswelg. Dit voel vir ons of ons in 'n woestyn is en ons nooit weer gaan water beleef nie. Maar Here, dis nie die waarheid nie, dis nie U woord nie. U woord vir ons is dat ons sal wegkyk en U sal raak sien. En van 'n ander verwysing sal leef en sal kyk na ons storm en ons storm sal sien deur dit wat U al reeds vir ons gedoen het, dat U al reeds vir ons die kapasiteit gegee het om dit te oorwin en om lewe te spreek in elke graf in ons lewe. Here, ek wil bid vir geloof in elkeen se hart hier vanaand, om nie toe te laat dat die storm hulle drome steel en dit wat hulle beleef sal stil maak nie, maar dat hulle sal reageer en die waarheid van wie U is in elke situasie sal inspreek. En ek dank U daarvoor, Here, dat die wêreld nie die laaste woord het nie, maar U het die laaste woord. En ons rig ons lewe volgens dit wat U sê en nie wat die wêreld sê nie. En ek eer U daarvoor in Jesus naam.